Dit is moeilik om mense wat jou diep seer gemaak het te vergewe en die pyn en seer wat hulle in jou lewe veroorsaak het agter jou te sit. Daardie slegte gebeure het 'n manier om oor en oor in jou kop af te speel en so gee jy blyplek in jou kop aan mense wat jy glad nie kan verdra nie. Dis soos om die gif self te drink wat jy eintlik vir daardie persoon wil gee. En die persoon wat jou so diep seer gemaak het, gaan rustig aan met sy of haar lewe, asof niks gebeur het nie, terwyl jy nog elke dag die pyn en seer oor en oor beleef. In Matteus 18 vers 21 tot 35 praat die Here Jesus oor hoe belangrik dit is dat ons vergewe. Die amptenaar wat diep in die skuld by die koning was, sy skuld word alles afgeskryf. Maar as hy nie ook die skuld van iemand anders afskryf nie, word hy weer vir al sy skuld verantwoordelik en in die tronk gegooi om gemartel te word. Die Here Jesus waarsku dat dit ook is wat met ons sal gebeur as ons nie ander van harte vergewe nie. Wat ons moet hoor is dat as God in sy genade ons sonde en skuld vergewe het, dan moet ons hierdie vergifnis teenoor ander leef deur hulle te vergewe. As ek vashak by die pyn en seer van wat mense aan my gedoen het, dink ek nie oor wat dit aan my verhouding met God doen nie. As ek 'n ander nie vergewe nie, word ek weer aanspreeklik vir al daardie sonde en skuld wat God voorheen afgeskryf het. Dis presies wat Matteus 6 vers 15 sê. As ons nie ander mense vergewe nie, sal ons Vader ons ook nie ons oortredings vergewe nie. As ek nie God se genade en vergifnis aan my met ander wil deel nie, verwerp ek sy genade en kies ek vir die hel. Volg jy Jesus Christus wat volgens Lukas 23 vers 34 self sy oortreders vergewe het?